nou, in hierdie tyd van die jaar, is dit tyd om te herlaai. Ons is tans in die middel van 2025. Dit is winterseisoen, die daglig is 'n bietjie korter, minder. Dis bietjie moeiliker om op te staan in die oggend. As jy wakker word, die alarm gaan af en dink jy, wie het my alarm 'n uur of 2 vroeër gesit? Dis dan nog pikdonker, jy wil nie opstaan nie, die lig is kouer. En baie van ons voel soos die ou. Dis nou as jou moeg is, dan voel jy so. As ek so voel, dan sal ek nou byvoorbeeld sê ek is hondmoeg. En die feit van die saak is, ons honde is ook moer in hierdie tyd. Ek weet nie van julle, maar ons hond word so 'n halfuur tot 'n uur later begin sy eers blaf vir kos. Maar selfs die honde is moer en ek dink selfs families is moer in hierdie tyd. Jy weet, ons sit nou in die einde van kwartaal 2 en vir julle wat kids het in die huis soos ons, dis 'n dreinerende tyd. Dit was 'n tyd van toetse, eksamens, sport, toere, besige tyd en tussendeur moet jy nog jou eie werk doen en pligte by die huis en net 'n baie besige tyd. En soos ons besig is met besig wees, word ons emosioneel getap, né? En julle wat nou kids in die huis het sal met my saamstem. Ek voel soms soos 'n skeepskaptein, né? Dit voel of ons huis 'n skip is. En ek probeer net deur hierdie storm kom by kalm waters uit, maar kom net nie daarby uit nie. Die realiteit is of jy nou kids in die huis het of nie, hierdie tyd van die jaar het jy nou al soveel van jouself gegee vir jou werk en jou gesin en ander goed dat mense is moeg. Mense is moeg en meer as moeg, net fisies moeg, jy's emosioneel getap, jy's leeg. Dit voel of jy bietjie gedreineer is van jou passie. Demotivated, jou batterye is pap. En hier's 'n baie belangrike ding wat ek vandag met jou wil share. Jy weet, baie mense voel, ja, maar ek's 'n committed mens, so jy weet, ek is staaldraad, so ek gaan net aanhou. Ons hou net aan, want ek is 'n pligsgetroue committed mens en die feit van die saak is, jy kan committed wees en hard werk is goed, ons almal moet hard werk. Dis deel van ons lewe as Christen moet dit wees, deel van ons karakters, maar hier is die realiteit. Dit is baie onverantwoordelik om jou verantwoordelikhede vanuit 'n ongesonde, uitgebrande self aan te pak. Dat ek dit weer sê. Dis baie onverantwoordelik om jou verantwoordelikhede vanuit 'n ongesonde, uitgebrande self aan te pak. Ons kan nie net die heeltyd hard werk nie, ons moet ook herlaai, ons moet recharge. En weet jy wat is my die snaakse ding? Ons weet dit van ons devices, né? Ons ken hierdie batterytjie, né? Jy wil nie eers sien dat hy in die rooi gaan nie. As hy net naby die rooi kom, dan moet jy by 'n charger uitkom, want om 'n foon vandag te laat pap gaan en hy gaan dood is soos jou kar wat gaan staan, dit mag nie gebeur nie. So ons het chargers en ons het power banks en ons het drade in die kar, oral net sodat daai liggie nie by rooi eers moet uitkom nie. En dis vir my die snaakse ding is, ons doen dit met ons fone. Ons weet, hierdie ding, dis soos 'n amper deel van, dis die 11de gebod. Jou foon mag nie pap raak nie. Maar ons laat dit toe met onsself. My hart, my siel kan maar pap word. My huwelik kan maar leeg word. My huisgesin, my verhoudings, my passion, dit kan maar gaan, dis fine, solank my foon net nie pap word nie. En ons operate op 'n 1 tot 10%. Ons is in die rooi, ons dink, maar solank ek net committed is en hard werk, iewers in die einde, en miskien as ons net by vakansie kan uitkom, dan gaan ek op vakansie gaan en dan gaan alles beter wees. En dis wat ek vandag vir jou wil sê, mense het baie meer as 'n vakansie nodig om te herlaai. As ons nou die vraag moet vra, hoe herlaai 'n mens? Vakansie is great, dis nodig. Dis nodig om weg te kom van werk en van routine. Dis baie nodig. Maar dit alleen herlaai jou nie regtig soos 'n mens behoort te herlaai nie, want ware rus is geestelik. Dis geestelik. En as jy regtig wil recharge in jou siel van binne af na buite toe, vol word met passie lewe, en dis hoe ons moet lewe. Ons moenie net oorleef nie, ons moet voluit leef, ons harte moet vol wees. En as ons uitgebrand lewe, wat gebeur? Dan brand my lig uit wat moet skyn vir Jesus.
En daai lig moet helder skyn, dit kan net wees as die olie vol is, en hoe is die olie vol? Hoe recharge ek so vanuit my gees, in my siel, en alles anders, dat ek met passion en vision kan lewe, as ek in die teenwoordigheid van die Here kom. As ek in die presence van die Here tyd spandeer, en vandag wil ek 3 goed met jou share oor hoe moet ek tyd in die teenwoordigheid van die Here spandeer, want jy kan ook jou stilte tyd doen, jy kan ook jou boekie lees, jy kan ook Bybel lees, 'n skrif of 2 en jy bid, maar dis amper net, dit kan vinnig, veral in die gejaag, en ek moet opstaan, ek moet dit klaar kry, want ek moet dit doen en dat doen, dit kan 'n afcheck ding word. En daar is 'n tyd, en veral hierdie tyd van die jaar, wat ons moet retreat, wat ons langer tye in die Here se teenwoordigheid moet spandeer, om warm te word van binne af, laat die vuur weer van binne af kan aansteek en opvlam, dat ek geestelik kan herlaai. 3 dinge wat ek dink is baie belangrik, dis 3 eenvoudige goed, praktiese goed, maar omdat dit prakties is, en so eenvoudig, is dit hoekom dit so challenging is, want jy het nie 'n verskoning nie. En die eerste een is dit, praat eerlik met God oor hoe jy voel. Praat eerlik met God oor hoe jy voel. Toe ek in Israel was een van die goed wat my die meeste geraak het. Amper so gevoel van jy so 'n bietjie bang, jy of ander kant, jy voel uit plek uit, jy voel amper half, ek moenie nou staan en kyk vir hierdie mense nie, is die klaagmuur in Israel, waar die Jode gaan bid. So daar's hierdie muur wat hulle noem, the Western Wall, of the Wailing Wall, die klaagmuur, en hulle staan so by daai muur, en dan bid hulle, wieg so terwyl hulle bid. En ons is daar in die aand, en dis hoekom ek sê dit was 'n bietjie scary, soos dis hier net al hierdie mense, hierdie ouens in hulle swart jassies daar, met hulle hoedjies, en hulle staan net so en bid. En jy sal sien, daar in daai muur is daar's, jy kan dit nou nie mooi sien nie, miskien daar, Jake, sak gou die ligte vir my heeltemal asseblief. Dan sê jy kan miskien sien, in die krake is daar sulke papiertjies, in die krake van daai muur, druk hulle papiertjies, kan jy nou daar sien. Druk hulle dit papiertjies, skryf hulle self hulle gebede, en hulle klagtes, skryf hulle vir die Here daar, en dis hulle gebruik om psalms te recite, om dit te lees en dit te bid en te aanbid met psalms daar. En as jy wonder, hoekom psalms? Ek's ook nou besig met die psalms in my stilte tyd in die oggende. En as jy dit lees, dan sien jy soveel van dit is Dawid wat vir die Here sê hoe hy voel. En dis proper, eerlik, rou. En baie van dit is negatief. Dat hy voel negatief, en hy sal selfs goed sê, soos omdat hy voel soos hy voel binne, beïnvloed dit selfs sy oë. Dit beïnvloed sy liggaam, soos hy por net alles uit op die Here, en soos mense dit lees, dink jy aanvanklik, Jessie, ek dink die mens moet so met die Here praat nie. Ek dink hierdie ou overstep 'n bounds hierso. Tog het die Here gesê, hierdie is 'n ou so na in my hart, omdat hy sy hart so met my share. Kyk wat sê dit in Psalm 55 vers 18 tot 9, amper Dawid se raad aan ons oor hoe hy bid. Hy sê in die aand, so as hy gaan slaap, in die môre as hy weer opstaan, reg deur tot die middag, weer na die volgende aand toe, heeldag kla en sug ek. Dit klink nie baie positief nie, né? But let's be honest, ons almal kom op 'n plek, en veral is dit hierdie tyd wat jy 'n dip vat, en jy voel nie so positief nie. En ja, die wêreld sê, ja, maar mind over matter, gaan net aan, kry jouself positief. Dawid sê, nee, ek voel, daar's tye wat ek net down is, en ek kla en ek sug by die Here, en weet julle wat, hy hoor my. Hy hoor my as ek so met hom praat. Hy sal my lewe red en my die oorwinning gee, al is daar so baie teen wie ek moet veg. So hy's in 'n oorlog, hy's in 'n konflik, en dit bring hom net down. Hy het al soveel wonderwerke in sy lewe gesien vanaf Goliat, voor dit en na dit. Hy weet die Here doen groot goed, maar die feit van die saak is, al weet jy dit, kom ons wees eerlik, jy het dit dalk al gesien in jou lewe ook. Jy glo dit dalk ook, maar as jy down is jy down. En in daai oomblik ervaar mens 'n verskeidenheid van negatiewe emosie, en dis real. It gets you down. En hy sê, hier's wat ek moet doen. Ek gaan na die Here toe, en ek sit dit net uit, ek stort dit uit, ek sê vir hoe ek voel. En ek dink, ek en jy het miskien 'n miskonsepsie oor gebed.
en oor hoe ons met die Here moet praat. Soveel so dat ons dalk voel, wanneer ek positief is en vol moed is, dan gaan ek goeie gebede bid, mooi gebede bid, en dis daai is wat die Here wil hoor. So dan sal ek gaan bid, maar tot dan, ek wil nie negatief wees nie. Ek wil nie vir die Here wys, ek is klein gelowig, en nee, ek wil 'n positiewe Christen wees, so ek gaan nie dit vir hom sê nie. Ek sal vir hom die goeie goed sê, maar anders as dit gaan ek eerder nie met hom praat nie. Dawid sal vir jou sê, ek verskil met jou. Hier is hoe my gebedslewe lyk. En die realiteit is, as jy woord toe gaan, dan sê dit, die Here weet al klaar hoe ek voel, nog voor ek dit vir hom sê, weet hy wat ek voel. Ek meen, hy is 'n emosionele God, hy het my gemaak in sy beeld, hy voel, hy word jaloers, hy word kwaad, hy word hartseer, hy word gelukkig. So hy verstaan emosie, hy weet hoe ek voel. So as hy weet hoe ek voel, hoekom moet ek dit vir hom sê? Dis nie tot sy voordeel nie, dis tot myne. As ek met die Here gaan praat en ek sê vir hom hoe ek voel, weet jy wat's belangrik van dit? Hy verstaan ook hoe ek voel. Hy verstaan my emosies. Jy weet, baie keer voel ons goed. Ek is kwaad, ek is depressed, ek is down, ek is demotivated. Ek verstaan nie altyd hoekom voel ek al hierdie goed nie. En weet jy wat's gevaarlik is? Wanneer jy dink jy verstaan. Dan jy op 'n gevaarlike plek en dan dink jy, as jy dink jy verstaan jou eie emosies, dan gaan dit oor na jy dink jy verstaan jou man of jou vrou se emosies. En jy dink jy verstaan jou kinders se emosies, so hulle moet net vinnig doen wat jy sê, jy kan hulle vinnig uitsorteer, want jy verstaan. Net die Here verstaan. Net die Here verstaan. Kyk wat sê dit in 1 Kronieke 28 vers 9. Want die Here sien elke hart, so hy verstaan dit, hy weet van dit, en hy verstaan en ken elke plan en gedagte. He gets it, hy verstaan. En so gaan ek na hom toe en sê, Here, hier's hoe ek voel. En hy kan dit vir my ontleed. En I love it as ek dit doen. I love it. Hy wil so graag hê dat sy kinders eerlik na hom toe moet kom, en kyk hoe motiveer die Bybel dit in Klaagliedere 2 vers 19. Hy sê dit so, staan dwars deur die nag op en roep. Stort voor die Here jou hart uit soos water. Nie net vir jouself nie, maar strek jou hande uit en bid ook om die lewe van jou kinders. Dwars deur die nag, so dit sê iets van 'n vas tydperk. Dit sê iets van, daar's 'n tyd wat jy minder moet slaap. Wat jy selfs 'n slapelose nag of 2 kan hê. Maar wat jy wakker bly, wat jy opstaan, wat jy slaap opgee, wat jy kos opgee, wat jy vas, sodat jy met die Here kan ontmoet en kan jou hart kan uitstort voor hom en eerlik vir hom kan sê hoe jy voel. Jy weet, as dit praat van ons kinders, daar's 'n tyd waar jy kan jou kinders leer, jy kan met hulle praat, jy kan beklei, jy kan pak gee, jy kan wat doen, en dan werk dit nie. En dan al wat jy dan kan doen is bid. En sê, Here, ek doen my deel, maar hier's 'n deel wat U moet doen. So ek kom stort my hart voor U uit. Dis om te veg vir onsself, om te veg vir ons families, in die teenwoordigheid van die Here. Ek wonder hoeveel mense bid so. Ek dink veral vir ons wat aan die konservatiewe kant groot geword het van kerk. Jy weet, ons het groot geword met ons ouers, ons voorouers, met 'n beeld wat sê respek. Hoe lyk respek? Veral vir 'n kind. Jy sit en jy bly stil. Jy sit en jy bly stil. Respek is nie om hier rond te hardloop en loud te wees nie. 'n Respekvolle kind is op sy plek. Sit en bly stil. En as jy geluister het hoe daai dominees altyd gebid het en hoe hulle met die Here gepraat, jy altyd gevoel, ek weet nie hoe om so, ek ken nie daai van daai woorde half te verstaan ek eers nie. So ek weet, ek kan nie. En daai respek as jy moet so met die Here kan praat, anders moet jy nie met hom praat nie. En dit was eintlik so 'n skynheilige ding, dat selfs die dominees het maar na die diens na 'n bottel brandewyn toe gegaan.
En dis hoekom ons kultuur so suip. Want as ek nie met die Here kan praat oor wat in my hart aangaan en hoe ek voel en om sin te maak van hierdie goed nie, wat moet ek doen? Dan moet ek dit maar self uitsorteer en selfs die dominee het maar na brandewyntjie toe gegaan. Want nou moet ek dit self probeer uitsorteer en van hierdie goed probeer wegkom, net vergeet, net bietjie kalmeer, want ek weet nie hoe om dit uitsorteer. Net die Here kan dit uitsorteer, maar ek maak nie met hom oor praat nie, want dis disrespekvol. Praat nie met die Here oor die goed nie. Sort jouself uit. En ons sit met 'n kultuur wat 'n verkeerde godsbeeld het, 'n verkeerde miskonsepsie oor gebed. Dat as ons as kinders van die Here dink respek is om eerder minder met die Here te praat as om eerlik met hom te praat, en hoe hartseer is dit? So in hierdie eerste punt wil ek jou uitnooi en vir jou sê, voel jy tans uitgebrand? Voel jy moeg? Voel jy depressed? Praat met die Here. Praat met die Here daaroor. Hy wil hoor wat jy te sê het. Voel jy het nie meer passie nie. Jy is nie eers lus om aan te hou nie. Jy weet nie hoekom hou ons aan nie. Jy jaag, en selfs al is jou jaag suksesvol, voel dit vir jou, jy jaag eintlik na wind, want jou gesin jaag almal en is disconnected. Waarmee is ons besig en hoe bring mens hierdie skip weer by kalm waters uit? Praat met die Here daaroor. Hy wil met jou ontmoet, hy wil na jou luister, en dit is so belangrik om met hom daaroor te praat, en hy verstaan wat jy voel. En dan kom ons by die tweede ding uit, soos ek dit vir hom sê, en ek openbaar my hart aan hom, eerlik, rou, is die tweede ding is, vra hom nederig om hulp. Vra hom nederig om hulp. As daar een gebed is, een gesindheid wat die Here nooit nie antwoord nie, is dit humility, nederigheid. Enige iemand, selfs Dawid kan ons sien in sy lewe, hy het massiewe foute gemaak en groot sondes gehad. En toe hy voor die Here kom en hy bely dit, met humility, dan vergewe die Here, en die Here tel hom weer op, en die Here seën hom weer. En so is dit so belangrik vir my en jou, nie net om vir die Here te sê, al my negatiewe goed, okay, hier so ek voel nie, maar soos ek dit vir hom sê, om te vra, Here, ek het u hulp nodig, ek erken, ek kan nie sonder u nie. Dawid sê vir ons in Psalm 105 vers 4, soek hulp en beskerming by die Here, en soek dit geduldig in sy teenwoordigheid, soek dit geduldig. En kyk wat sê hy, soek geduldig sy teenwoordigheid. Jy weet, soms het ons vrae in die lewe, en ons gaan na die Here toe, en ons bid dalk daaroor, maar ek soek 'n spesifieke antwoord op my spesifieke vraag. En dis nie regtig dat ek die Here se teenwoordigheid soek nie, ek soek net in sy teenwoordigheid vir daai antwoord, en as hy dit dan nie vir my gee nie, dan loop ek maar weer. En dan gaan soek ek dit, probeer ek dit maar weer myself uitsorteer, en die antwoord waarna jy soek is nie die antwoord nie. Die Here is die antwoord. En dit is so belangrik dat as ek na die Here toe gaan, dat ek sy teenwoordigheid soek, dat ek sal vertrou in sy teenwoordigheid, sal alles uitgesorteer word. En partykeer, as ek met daai hart gaan, dan verander hy selfs die vraag wat ek vra, want baie keer vra ons die verkeerde vraag. Ons dink dit is die regte vraag, so as hy vir my net die antwoord sal gee op daai vraag, dan sal alles uitgesorteer word. Nee, miskien moet jy 'n ander vraag vra, miskien moet jy 'n ander vraag vra. En al hoe hy dit kan uitsorteer is, as hy 'n orde kom skep in jou emosie en in jou gedagtes wat hy verstaan, om dit vir jou te kan kom openbaar, maar dit sal slegs gebeur as jy vertrou in die krag van sy teenwoordigheid en nie in die krag van hy antwoord nie. As jy Genesis 1 toe gaan, dan sien jy, alles is in 'n stand van chaos, né? Voor die Here begin skep. Waar's die Here op hierdie stadium, voor dag 1? Vader, Seun en Heilige Gees, totaal connected met mekaar. En vanuit hierdie konneksie begin hulle skep, dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5. In die einde van dag 6 skep God die mens. En ons sien, dis alles 'n vloei van, dis 'n proses van disorde, chaos, na orde. God is 'n God van orde.
Daarom verlang ek en jy so na orde in ons lewe. En dis hoekom ons ook so hard werk. Om dit wat chaos is en onvoltooid is, om te gaan en orde te probeer skep in my lewe. Ons smag na daai orde, maar ons dink om net hard te werk en hard te werk. Hard werk is die antwoord en die probleem is, as jy aanhoudend hard werk sonder om te herlaai, dan skep jy disorde. En herlaai in die opsig van om met die Here te ontmoet. Want jy sien, hy skep die mens in die einde van dag 6, en ons dag 1 is eintlik dag 7, en dis 'n dag van rus. God het begin so, en nou skaap hy ons einde van dag 6, ons dag 1 is dag 7, dis hierdie dag, is ons Sabbat. Om te begin met hom, dat hy orde kan skep aan die binnekant eerste, in ons gedagtes, vir ons die regte fokus kan gee. Dan kan ek gaan en werk, en ek moet rentmeesterskap vat en hard werk, maar dit gaan vanuit 'n plek van rus, na 'n plek van rus, en as ek dit nie doen nie, en ek werk nie hard vanuit Sabbat en na Sabbat toe nie, wat dan gebeur is, ek veroorsaak disorde. Wat is die opdrag wat God vir Dawid ook gegee het, soveel sodat hy dit aan ons openbaar, Psalm 46:11, hy sê, wees stil en weet dat ek God is. Nie werk hard en weet dat ek God is nie. Wees stil en weet dat ek God is. So in hierdie seisoen van winter wil ek jou uitnooi en miskien dit vra, glo jy dat alles wat jy nodig het, al die wysheid, al die antwoorde is in die teenwoordigheid van die Here, glo jy dit? Of glo jy het 'n paar vrae en 'n paar goed wat jy voel moet gebeur, en as die Here net dit vir jou sal doen, dan gaan alles uitgesorteer wees. Want daai sê, ek dink ek weet, die Here moet my net sy krag en resources gee om dit te doen. Hy moet net my plan kom bless. Die ander een sê, my plan hou ek maar lig vas. As hy 'n ander plan het, dan volg ek sy plan. Maar ek wil net tyd by hom spandeer. Hy sal orde kom skep vanuit my binnekant. Ons almal het dit so nodig. Jy weet, die Bybel sê, ons het nie want ons vra nie. Jesus se broer het dit gesê, ons het nie want ons vra nie. En miskien het jy 'n spesifieke hulp nodig, en almal van ons het daai hulp nodig, en veral hierdie tyd van die jaar, om na die Here toe te kom en te sê, kom skep orde binne my, Here. En vul my weer met passie en visie. Kom fokus, al hierdie emosies wat ek voel, en die vrae wat ek het, kom sit dit alles in 'n orde, laat ek weer die regte fokus kan hê in die lewe. En met die regte hart kan werk, en orde kan skep ook in my lewe. Die laaste deel van die gesprek met die Here wat ek met jou wil deel, is om vir die Here dankie te sê. Om vir hom dankie te sê. Ons het so klein skildery in ons huis teen die eetkamermuur, en dit sê, in a world that has you counting money, calories and steps, why not be a rebel and count your blessings instead? Ek dink is 'n dissipline wat ons met cultivate is, om die goeie in ons lewe raak te sien, want daar gaan altyd sleg wees, daar gaan altyd negativiteit wees, ons gaan altyd battles hê, altyd. Maar ons gaan ook altyd goed hê. En iemand wat net vorentoe jaag, om hierdie volgende battle te overcome, en hierdie volgende deurbraak te kry, en net die hele tyd vorentoe kyk, en jaag, is iemand wat nie sien, wat reeds gebeur het in my lewe, wat nie die goeie goed raak sien nie. En iemand wat so lewe, verval in 'n stand van ondankbaarheid. En hulle misgis daai ondankbaarheid vir commitment. Ek is net committed, ek kyk net vir die volgende ding, maar jy is ondankbaar. Want jy mis die goeie goed wat die Here reeds in jou lewe gesit het. En as jy dit mis, hoekom moet hy jou help met die volgende ding? Jy na Genesis kyk, en sien jy, soos die Here skep, stop hy, en hy kyk wat hy doen, en hy sê, dis goed, dan gaan hy aan. En hy stop, en hy kyk, en hy sê, dis goed, en dan gaan hy aan. En is so 'n belangrike beginsel vir jou en my. Ja, maak jou hart bekend aan die Here, sê vir hom hoe jy voel, en wat verkeerd is, en wat onvoltooid is, en wat jou pla, sê dit vir hom.
Vra hom om hulp vir daai dinge. Maar sê ook vir hom dankie vir al die goeie dinge in jou lewe. Eer hom, loof en prys hom daarvoor. Dis 'n groot ander kant van die theme. Jy sien in Dawid se gebede, hy is super eerlik, en aan die ander kant sien jy, hy eer die Here so. Selfde gebed partykeer, dit lyk dit of jy nou amper skizofreen is. As jy net op face value vat, jy lees hierdie Psalm, nou is hierdie ou so negatief en alles lyk of dit verkeerd is in sy lewe, en ewe skielik die volgende sin, nou loof en prys hy die Here, maar hy het iets verstaan van, ek mag totaal eerlik wees met die Here, maar ek moenie mis wat die goeie goed wat in my lewe is nie. Dis nie net altyd net sleg nie, daar's ook goed. En ek dra dit in die twee hande, en ek kan dankbaar wees vir die goeie terwyl ek hierdie battles fight in die ander kant. Kyk hoe bid hy in Psalm 16, amper 'n getuienis wat hy gee van sy lewe. Hy sê, Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Hier praat hy met geloof oor sy lewe. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, dis vir my mooi. Ek sal die Here loof, wat my tot die regte insig gebring het. Met ander woorde, ek het nie al hierdie goed op myself gedoen in die lewe nie. Alles kom van die Here af. En selfs die goed waarin ek gedink het, hy het my daai gedagtes, het hy orde geskep. En selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. It's a beautiful testimony net van hoe die Here in sy lewe gewerk het, en hy gee die Here al die eer, en gereeld moet ek en jy hierdie bid. En miskien vir ons sê wat op vakansie gaan, moenie net gaan en soos 'n vark gaan eet nie. Weet jy hoe eet 'n vark? Hy bid nie voor hy eet nie. Hy gaan net en hy eet. Maar ons sê vir die Here dankie. Dankie vir alles klein, dankie vir alles groot, want is alles wat my lewe mooi maak, en is alles te danke aan U. Praat eerlik met die Here. Vra hom nederig om hulp. Sê vir hom dankie. Dis eenvoudig, né? Ek dink dis eenvoudige beginsels wat in soveel mense se lewens ontbreek. En hulle dink, as ek net kan wakker lê en kan stres oor hierdie goed wat ek dink, en die vrae wat ek het, en die battles in my lewe, en hulle stres hulle self heeltemal in 'n disorde in. En hulle overthink, as ek kan getuig, of eintlik confess, ek het daai probleem. Ek kan nagte wakker lê en dink oor goed, en dan skryf ek goed, en ek probeer hierdie ding uitfigure, ek probeer om soos 'n legkaart by mekaar te sit, en al soveel keer wat my brein amper seize, dat ek dink as ek in die spieël nou kyk, gaan daar definitief rook by my ore uitkom. Wat ek dan besef, yes, Jock, dis nou tyd om net te stop het net, en gaan bid net. En hierdie laaste tyd, veral vandat ons die ding van die kerkkoop opgekom het, was 'n tyd wat ek nou vir so 4 weke lank al vas, en deur die dag net bid, en elke keer vang ek myself, om dit te doen, wat ek net, dan gaan en sê ek, nee, stop, gaan vat jou Bybel, gaan lees, gaan bid, ontmoet net met die Here. Ontmoet die Here en vertrou in sy teenwoordigheid, sal hy jou kalm maak, in sy teenwoordigheid sal hy vir jou openbaring gee, in sy teenwoordigheid, daar gaan hy orde skep. En ek dink vir almal van ons, in hierdie tyd, winterseisoen, moet dit nie net kom en verby gaan nie, ek moenie net vir dit hoop om verby te gaan, dat somer weer opdaag nie. Die vraag is, as somer kom, gaan jy 'n ander mens wees? Gaan jy 'n ander mens wees? Gaan jou gedagtes nuut wees? Gaan dit wat nou in disorde wees, en dit wat nou leeg is en down is, gaan dit verander hê? Want anders gaan somer dalk warmer wees buite, maar binne is jy nog steeds presies dieselfde. Dit moenie so wees nie. En daarom skep die Here vir ons seisoene, om iets vir ons te kan openbaar van, let op die seisoene van die hart. Let op wat binne jou aangaan, en bring dit na my toe. Dat ek ook daar kan laat vrug dra, dat ek daar kan snoei, en kan werk, en kan plant, dat soos ons 'n nuwe seisoen ingaan, dat 'n nuwe jy in daai nuwe seisoen kan ingaan. Dat jy nuut kan dink,
Want dis hoe ons die seisoen moet tackle, saam met die Here. Mag dit so wees vir jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is 'n tyd om te herlaai. Nie net 'n tyd om weg te breek van werk af nie en van rutine af nie. Nie net 'n tyd van wegbeweeg van iets nie, maar juis 'n tyd om na U toe te beweeg. Meer tyd in U teenwoordigheid te spandeer. En te vertrou daar in U teenwoordigheid, soos goud in die vuur, sal my hart verander soos dit moet, sal my gedagtes verander soos dit moet, van binne na buite sal daar orde geskep word, sal ek daai divine focus kry, daai heilige fokus wat U vir my wil gee, 'n visie vir my volgende seisoen, 'n visie wat my sal vul met passie, omdat ek ervaar hoe dit 'n goddelike fokus is, nie net 'n goeie fokus nie, maar 'n goddelike fokus, wat van U afkom, omdat ek daar in U teenwoordigheid by U voete sit. En U kom raak my hart en my gedagtes aan. U kom skep orde aan hierdie emosies wat in 'n disorde en waar daar chaos is. Kom raak U dit aan want U verstaan dit. U openbaar vir ons hoekom dit so is en U wys dalk vir ons watse veranderinge moet ons in ons lewe maak. Dit alles gebeur in U teenwoordigheid en ons vertrou, Here. Dat soos ons hierdie koue ervaar, dat dit amper deel is van ons vas, om ons bewus te maak en ons bewus te hou van hoe nodig ons U het. En dat U ons harte moet opwarm. So elke keer wanneer ons sê, dis koud, dis koud, mag ons onsself herinner en sê, is dit koud in my hart? Ek het die Here se hitte nodig, ek het die Here se stem nodig, ek het hom nodig om my vas te hou, om my aan te raak, dat ons al meer tyd in U teenwoordigheid sal spandeer. Want is nou tyd om te herlaai, voor die nuwe seisoen hier is. En ons weet U staan reg, dat soos ons tot U nader, is dit U belofte, dat U sal tot ons nader. Soos ons stil word, sal ons weet, dat U die lewende God is, wat met ons is, en wat vir ons is, wat 'n goeie plan het vir ons lewe, en wat dit alles sal uitwerk, soos U kom orde skep van binne ons. Ons het U lief, Vader, dankie dat U 'n getroue Pa is, op wie ons kan staatmaak, na wie toe ons kan terugkeer, weer en weer en weer. Ons het U lief en ons bid dit in Jesus naam, en as U kinders sê ons saam. Amen.